word stil voor die Here. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here, ons is die gemeente, en ons is vanoggend hier saam, omdat ons die behoefte deel, dat ons na u woord wil luister, dat ons u wil aanbid, en saam met ons mede kerkgangers u wil loof en prys deur ons liedere. Here, ons het die wonderlike voorreg om nou die Bybel aan te hoor, en ons bid dat as ons lees en daaroor preek vanoggend, dat dit God se woord sal wees wat ons lewens rig, wat ons die onderskeiding gee, sodat ons ook ons eie lewe in die lig hiervan sal ondersoek. Here, u sê dit vir ons, omdat u ons wil lei op 'n pad wat na die lewe lei. Seën ons dan, ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees vanoggend saam uit die Nuwe Testament, net 'n paar verse uit die brief wat die apostel Paulus geskryf het aan die gemeente in Kolosse, uit Kolossense 3, lees ons daar net vers 12 tot en met vers 14. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot 'n volmaakte eenheid saambind. Kom ons lees daardie verse van die apostel Paulus as God se woord wat ewig is en wat nooit sy geldigheid kan verloor nie. Ons gaan nou 'n lied voor die prediking sing. Kom ons sing nou uit lied 257. Die lied is bereim in die vorm van 'n gebed. So ons sing dit nou as 'n gemeente bidend saam, waar ons die Here vra om ons harte oop te maak vir sy woord en ons ontvanklik te maak vir sy woord. Net die eerste strofe van lied 257 sing ons dan voor die prediker. Susters, die tekswoorde van ons prediking is vers 14, waar daar staan dat ons, in vers 14 sê die apostel, dat die liefde wat ons aantrek, blywend is, en dat dit die band is wat ons bind. As jy dalk miskien later in die ou vertaling, in die 33 vertaling, ook weer hierdie verse lees, dan sal jy sien, dat die Grieks is daar meer letterlik vertaal, daar staan eintlik letterlik beklee julle met die liefde. Dit is dan die tekswoorde vir ons prediking vanoggend. Liewe broers en susters in die Here, ons is van nature ingestel op mooi dinge. 'n asemrowende natuurtoneel sal altyd ons aandag trek. 'n baie mooi besitting soos 'n
besondere uitrusting of 'n motor laat altyd die koppe draai. Daar is iets in skoonheid wat 'n tipe aantrekkingskrag op 'n mens uitoefen. Die Bybel is 'n verhaal wat oor God en sy werking met ons as mense berig. Maar tog ook in 'n menslike konteks neerslag vind en daarom al die aspekte van menswees ken en ook na skoonheid of die estetiese in al sy forme verwys. Iets soos met alles maak die Bybel 'n groot uitspraak oor ware skoonheid waarvan ons kennis behoort te neem. Die Bybel vra, wanneer is dit blywende en 'n ware skoonheid? In ons geleesde gedeelte in Kolossense 3 skryf die apostel Paulus aan mense wat tot die Christelike geloof oorgekom het, hoe hulle lewens behoort te lyk. Nou dat hulle, soos hy dit uitdruk, nuwe mense in Christus is en die ou mens agtergelaat het. En Paulus stel dit op 'n bepaalde manier. Hy gebruik 'n sekere beeld om dit mee uit te druk. Kom ons kyk na hierdie beeld waarna ons vanoggend ook in die prediking verwys het. Ons gaan kyk na die agtergrond van hierdie beeld en die besondere boodskap wat daar vir elkeen van ons daarin geleë is. Ek het genoem dat die ou vertaling eintlik die oorspronklike Grieks van vers 14 meer letterlik korrek vertaal het, waar die nuwe vertaling net sê wees goedgesind, goedhartig, nederig. Sê die ou vertaling, beklee julle met innerlike ontferming, goedheid ensovoorts. En die Griekse werkwoord wat die apostel Paulus hier gebruik, beteken eintlik letterlik om iets aan te trek, soos wat 'n mens klere sou aantrek. Die apostel sê, trek vir julle sekere dinge aan, soos sagmoedigheid, lankmoedigheid ensovoorts. Vriende, sê die eerste lesers van die Kolossense brief sou hierdie kleredrag beeld baie goed verstaan het. Want die groot Griekse stad van Kolosse is net so 'n 10 kilometer oos van die stad Laodicea, waar daar 'n florerende tekstielbedryf was en waar klere vervaardig is en waar hulle vir die eerste keer in die antieke tyd het reggekry het om kleur in daardie klere te vervaardig. Veral die purperkleed wat baie gewild was. En dis regtig alwaaroor die mense gepraat het. Dit was elkeen se groot wens om te deel in hierdie pragtige, besondere uitrustings in kleur wat hier in Laodicea vervaardig was. En as Paulus nou met sy lesers praat, wat onlangs tot die Christelike geloof oorgekom het, en wat nou toegewyde navolgers van Jesus Christus geword het, en hy dink, hoe gaan hy aan hulle beskryf hoe hulle lewe nou as nuwe mense moet lyk, dan gebruik hy daardie tema en daardie beeld wat op almal se lippe is, kleredrag. En hy sê vir hulle, wanneer lyk jy werklik pragtig? Wanneer is daar in jou 'n skoonheid wat mense aanspreek en wat 'n blywende indruk op mense maak? Wat is werklik waar 'n beeldskone voorkoms? Nie as julle Laodicea se tekstielbedryf, se klere mengfabriek, se helder uitrustings aan het nie. Maar wanneer jy die blywende en die wonderlike deugde van Christendom letterlik so aantrek, dat dit die wyse word waarop mense jou sien. Want vra Paulus vir hulle, wat kan mooier wees
as iemand wat in 'n wêreld waarin hoogmoed die norm is, dit kan regkry om nederig te wees. Om altyd 'n nederige ingesteldheid te hê. Wat kan mooier wees, vra Paulus, in 'n wêreld waarin almal hard skree om hulle sin te kry, as jy die kuns kan ontwikkel, as jy die kuns kan bemeester om sagmoedig te wees. Wat kan mooier wees, sê Paulus, as 'n mens in hierdie onvergewensgesinde wêreld leef, en jy kan dit illustreer, hoe wonderlik dit is, as jy iemand kan vergewe. En die belangrikste kleed, sê Paulus, wat jy kan aantrek, is die liefde. Daarom sê hy, beklee julle bo alles met die liefde, wat 'n volmaakte band is. Dis weer 'n uitdrukking wat iets met klere sê, daardie pragtige band wat jy om jou het, die mooiste band wat jy kan hê, is die liefde, want dit gaan nie verby nie. Want sy lesers het ook baie goed geweet, klere word ook weer oud. Veral in Bybelse tye, klere maklik verweer, en die kleure, hy het ook nie baie lank gehou nie, dit het maklik verblyk weer. Daarom sê Paulus, trek eerder die klere aan wat nooit sy kleur sal verloor, wat nooit sal verweer nie, en nooit sal vergaan nie. In die antieke tye het kleure ook die funksie gehad om die posisie van mense in die samelewing aan te dui. Die hoëpriester het byvoorbeeld die rooi en purper kleed gedra, die koning het die goue kleed gedra. Die kleed wat hy gedra het gesê wie hy is. Daarmee het hy die wêreld aangekondig wie hy is. Daarom skryf die apostel, julle is die uitverkorenes van God. Julle is die heiliges. Julle is die geliefdes. En daarom moet julle uiterlike vertoon die van die liefde wees. Want so sal die wêreld julle dan uitken as God se kinders en navolgers van Jesus Christus. Geliefdes, wat sal mense van ons onthou as ons eendag nie meer daar is nie? Of hoe dink mense aan ons vandag as hulle ons name hoor? Wat is die skoonheid in ons lewens wat mense in herinnering kan roep? As nuwe mense, na Paulus se beskrywing, uitverkorenes, heiliges, geliefdes, sou ons graag wil onthou word as mense met 'n sagtheid. Mense wat stryd en konflik kan afkeer, as iemand wat in nederigheid altyd ander se belange voorop stel, wat in buitengewone geduld en verdraagsaamheid het, en wat onvoorwaardelik kan vergewe, as betoning van 'n volmaakte liefde. Paulus se kollega, die apostel Johannes, het later in sy boek Openbaring 7 briewe aan 7 gemeentes geskryf, en die 7de brief juis aan die gemeente in Laodicea. Mense met hulle pragtige florerende kledebedryf, en hy sê vir hulle, julle sê ons is ryk, ons het niks meer nodig nie. Ons trek pragtige klere aan, ons kleed die wêreld in weelde, maar sê die apostel Johannes vir hulle, julle is eintlik arm. Julle is eintlik kaal. Dan koop eerder wit klere. Wit klere in Openbaring is altyd die beeld van die gelowiges in die hemel. Die belangrikste is die wit klere van verlossing en die ewige lewe. Geliefdes, ons hou almal menslik en tereg van mooi. Ons wil mooi wees. Ons word aangetrek deur mooi. Kom ons gaan oefen dan onsself in daardie aspekte van skoonheid wat ewigheidswaarde het. Wat soos klere is wat ons aantrek en ons illustreer die liefde van die Here in ons in al sy vorme. Want dit is 'n skoonheid wat nie sal verbygaan nie, maar altyd sal aanhou.
Mag die Here ons elkeen deur sy Gees daartoe help. Amen. Ons dank nou saam. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie vir die helderheid van die apostel Paulus se woorde. Dis niks anders as die evangelie van Jesus Christus in sy volle waarheid nie. Here, help ons om altyd die Bybel te lees, te bestudeer en om die moed van ons oortuiging te hê, ook ons lewens en elke aspek daarvan in die lig van die skrif te ondersoek. Here, want U sê vir ons hierdie dinge omdat U ons liefhet en omdat U ons wil bewaar op 'n lewenspad en ons wil bring by daar waar daar lewe is. Baie dankie dat ons so kan saam wees as U gemeente. Seën ons saam met sy en hoor ons as ons vra dat U ons elkeen elke dag op ons lewenspad begelei. Hoor ons gebed. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen.